Joshua, hoofstuk 9. En die konings wat aan die ander kant, aan die weste kant van die Jordaan gewoon het daarvan gehoor. Hulle grondgebiede het gestrek van die bergwêreld af na die Laaveld, dit is die Shefela, en dan tot langs die kus van die Groot See, dit is die Middellandse See, en verder op teen die Libanon. Dit was al die konings van die Hittite, Amorite, Kanaaniete, Ferisiete, Hewiete en die Jebusiete. Toe kom hulle almal bymekaar om saam teen Joshua en Israel oorlog te maak. Die inwoners van Gibeon het egter ook gehoor wat Joshua aan Jerigo en Ai gedoen het. Toe maak hulle 'n slim plan. Hulle doen hulle toe voor as boodskappers. Hulle neem toe verslete sakke en stukkende wynsakke wat weer toegewerk is en sit dit op hulle donkies. Hulle het ook ou gelapte skoene gedra en die klere aan hulle lyf was oud en geskeur. Die brood wat hulle as padkos saamgevat het, was uitgedroog en krummelrig. Toe vertrek hulle na Joshua wat in die kamp by Gilgal was. Daar het hulle vir hom en die res van die manne van Israel gesê: "Die land van waar ons kom is baie ver. Ons wil baie graag 'n vredesverdrag met julle sluit." Toe antwoord die manne van Israel die Hewiete en sê: "Dalk woon julle sommer hier naby ons. Dan kan ons mos nie 'n vredesverdrag met julle sluit nie." En hulle sê vir Joshua: "Ons is u onderdane." Waarop Joshua vra: "Nou vertel my presies wie julle is en van waar julle kom." En hulle antwoord: "U onderdane het van 'n baie ver land afgekom. Ons het gehoor van die naam van die Here julle God. Ons het baie stories gehoor van wat hy alles in Egipte gedoen het. Ons het ook gehoor wat hy aan die 2 Amoritiese konings, Sihon, wat koning oor Hesbon was, en Og, wat koning oor Basan was en wat in Asterot gewoon het, aan die ander kant van die Jordaan gedoen het. Daarop het ons leiers en die res van ons volk vir ons gesê: julle moet padkos vat en hulle tegemoet trek. Wanneer julle hulle dan kry, moet julle sê: ons is u onderdane en wil graag 'n vredesverdrag met u sluit. Kyk na die brood wat ons saam met ons het. Dit was nog warm toe ons dit uit ons huise geneem het, die dag toe ons dit as padkos ingepak het en hiernatoe vertrek het. Nou is dit droog en krummelrig. Hierdie leersakke was nog nie toe ons dit met wyn volgemaak het, maar dit het al gebars. Om nie eens te praat van ons klere en ons skoene nie. Kyk hoe verslete is dit van die baie lang reis." Die manne het hulle padkos ondersoek, maar hulle het nie die Here geraadpleeg nie. Toe het Joshua met hulle 'n vredesverdrag gesluit en beloof dat hulle lewens gespaar sal wees. Die leiers van die vergadering het ook die vredesverdrag onder eed bevestig. 3 dae nadat die Israeliete die vredesverdrag met hulle gesluit het, het hulle agtergekom dat hulle daar naby woon. Toe trek die Israeliete verder. 3 dae later het die Israeliete by hulle stede aangekom. Dit was Gibeon, Kefira, Beerot, asook Kiriat Jearim. Die Israeliete het egter nie in oorlog teen hulle uitgetrek nie, want die leiers van die vergadering het aan hulle 'n eed afgelê in die teenwoordigheid van die Here, die God van Israel. Die vergadering was ongelukkig met die volksleiers daaroor. En die leiers het vir die vergadering gesê: in die teenwoordigheid van die Here, die God van Israel, het ons persoonlike eed aan hulle gemaak. Ons kan dus nie nou die hand aan hulle slaan nie. Maar ons kan wel dit doen. Ons sal hulle lewens spaar, want anders kan ons uit toorn getref word as gevolg van die eed wat ons teenoor hulle afgelê het. Hulle sal bly leef, maar hulle sal die houtkappers en die waterdraers vir die vergadering wees. En dit het gebeur soos die leiers aan hulle gesê het. Toe roep Joshua hulle nader en sê vir hulle: julle het ons bedrieg toe julle gesê het dat julle baie ver van ons woon, terwyl julle eintlik hier tussen ons is. Hoekom het julle dit gedoen? Daarom is julle vervloek. Van nou af sal julle altyd knegte wees. Vir die huis van my God sal julle houtkappers en waterdraers wees. En hulle het vir Joshua geantwoord: ons het beslis gehoor dat Moses, die dienaar van die Here u God, opdrag van hom ontvang het om die hele land aan julle te gee, en dat al die inwoners van die land uitgeroei moes word. Dit het ons baie bang gemaak vir julle, en daarom het ons dit gedoen. Ons is in elk geval in u hand. Doen wat reg en goed is in die oë met ons. Toe het hy so met hulle gemaak, en hulle op die manier uit die hand van die Israeliete gered, en die het hulle nie doodgemaak nie.
Die dag het Josua hulle houtkappers en waterdraers gemaak vir die hele vergadering, asook vir die Here se altaar op die plek wat die Here verkies. Vandag is dit steeds so.